Middag almal. Het is goed om hier saam met julle te wees. As daar so 'n paar Engelse woorde in glip, glo ek julle sal my vergewe. Ons was nou al 'n bietjie lank daar, so nou en dan kom hulle in en ek kan nie altyd aan 'n Afrikaanse woord dink nie. So julle sal my uithelp. Julle sal my uithelp? OK. So ek's gebore in Springs en groot geword vir 'n paar jaar in Springs gemeente toe gegaan. Daar die baanbrekers en al die goeders gedoen en van daar af het my ouers na Mpumalanga toe getrek in 'n klein kragstasie dorpie wat hulle Pullens Hope noem. En daar het ons na Witbank en Middelburg gemeentes toe gegaan vir totdat ek Helderberg College toe is. Op Helderberg College klaar gemaak en hier begin. My vrou het hier by die skool wiskunde gegee. Ek het daar op Helderberg ontmoet en daar getrou. Sy was 'n onderwyser, ek was 'n student. Het was alhoewel ek 'n college student was, maar dit klink soms goed as jy sê jy was 'n student en sy was die onderwyser, jy weet. En ons het hier 'n jaar spandeer en van hier af is ons Rodepoort toe. En ons was 5 jaar op Rodepoort en ek kan 'n paar gesigte hier herken wat baie kleiner was toe en wat my baie oud voel op die oomblik skielik. Dis goed om hier saam met julle te wees en in 2007 is ons Engeland toe. En ons het eers by 'n gemeente gewerk wat hulle Hemel Hempstead noem, in Afrikaans is die hemel. Wat 'n beter plek wil jy werk? Is die hemel, jy weet, dis hoe jy dit so. Ons het daar gewerk vir so 5 jaar en van daar af het ons geskuif na waar ons op die oomblik is by 'n gemeente Stanborough Park. Dit is 'n baie lekker gemeente, dis 'n gemeente wat oop is elke dag van die week. So elke dag van die week is die gemeenskapsentrum ook en doen hulle goed vir die gemeenskap. Daar's so 700 van hulle en lidmate wat op 'n Sabbat bymekaar kom. En ons het 2 dienste op 'n Sabbat. Ons het 'n meer tradisionele diens wat lyk soos die volwasse se diens. En dan het ons ook 'n kontemporêre diens wat daar is mense wat verkies om op daardie styl en daardie manier te aanbid. So ons het 2 dienste wat hardloop op dieselfde tyd. En tesame het ons so tussen 700 en 800 mense op 'n Sabbat by die kerk. En dit klink baie, maar omtrent 70 tot 80% van hulle is immigrante. So mense wat van oorsee af kom soos myself, die assistentpredikant wat saam met my werk, is van Holland, so ons kan lekker saam skinder. So as ons nie wil hê die lidmate moet weet waar ons wil praat nie, dan praat hy in Hollands en ek praat in Afrikaans en ons kan mekaar verstaan. So mooi. So ja, ons het 'n groot gemeente, maar dis immigrante en die werk in Engeland is baie moeilik. Die hoeveelheid Engelse burgers wat in die kerk sit is omtrent 10%. En die hele Britse eilande is daar omtrent net 5% Britse mense in die Seventh-day Adventist kerk. 95% van die Adventist kerk in Engeland en in Ierland en in Skotland en in Wales wat die Britse eilande insluit, 95% van die Seventh-day Adventist kom van oorsee af. En dit maak die lewe moeilik want daar kan ek nie met iemand gaan gesels oor Openbaring of Daniël nie. Ek moet hulle eers probeer oortuig dat God is iemand in wie hulle moet glo. So ons gesprekke, die tipe gesprekke wat ons het, is heeltemal anders. Ons kan nie groot openbaringsseminare hou nie, niemand kom nie. Hulle dink jy's koekoe as jy dit doen in die eerste plek. So ons moet begin met vriendskapsverhoudinge. So ons missie as 'n gemeente, ons missie as 'n denominasie in Europa is disippelskap. Elke disipel maak 'n disipel. As dit nie ons fokus is nie, gaan die kerk dood in Europa. Maar dis bietjie lekker om Afrikaans te praat hoor. So dis lekker om hier saam met julle te wees. En dis lekker om saam te kuier. Dis lekker want ek kan bietjie saam met my familie ook kuier. En ek sê vir hulle vanoggend daaronder, ek kan nie glo dat ek al so baie lekker gesê het nie. In Engeland is daar 'n paar Suid-Afrikaners ook in die gemeentes. En in die gemeente waar ek is daar 'n paar Engelssprekende Suid-Afrikaners. Maar elke keer wanneer ons mekaar sien, dan praat ons Afrikaans. Want dis wat ons Suid-Afrikaans maak. Dis wat ons anders maak van die Engelssprekendes. Want almal in Engeland praat Engels. En so daardie identiteit van Afrikaans is wat ons Suid-Afrikaners maak in Engeland, of ons nou Engels, so ons bekeer hulle na Afrikaans toe, so, dis dit werk. Maar dis lekker om lekker te kan sê, onder mense wat lekker verstaan. Het dit lekker geklink? Kom ons bid gou weer saam. Here, ons gaan die woord oopmaak. Ons wil hê dat U met ons praat. Ons wil hê dat die Heilige Gees
met ons harte werk, dat ons nie net kan verstaan nie, maar dat ons bereid sal wees, dat ons vrywillig sal wees. Ons bid in Jesus naam. Amen. Voor ek begin is daar een ding wat ek wil noem, miskien 'n bietjie van 'n advertensie. Elke jaar het ons 2 studente vrywilligers, ons noem hulle student volunteers, wat ons vra om ons te kom help by die kerk. En al wat ons vra is vir daardie student volunteer om hulle by ons te kry en ons betaal die res vir hulle. Ons het 'n woonstel waarin hulle kan bly en ons gee vir hulle 'n klein stipend en dan vir 12 maande spandeer hulle die tyd saam met ons om evangelisasie te doen. Ons het 'n groot sentrum, soos ek gesê het, wat elke dag oop is van die week en hulle help ons daarmee. So elke jaar soek ons 2 studente of jong mense, miskien jong mense wat 'n gap jaar wil vat of iets en miskien net kom tyd spandeer saam met die Here. En van julle hier mag miskien Jared de Bruin onthou, van julle mag die van julle wat in Abundant Life was. Hy was so 3 jaar terug in Abundant Life en 2 jaar terug het hy besluit om te kom. En na 'n jaar was hulle so impressed met hierdie Suid-Afrikaner, want Suid-Afrikaners impress ander mense baie maklik, was hulle so impressed met hom gewees dat hulle hom gevra het om te bly vir nog 'n jaar, wat ongewoon was. Gewoonlik vra ons die studente om net vir 'n jaar te bly, maar hy was so 'n ander tipe persoon, dat hierdie mense so lief geraak het vir hom, dat ons hom gevra het om aan te bly vir nog 'n jaar, en hy moes aan die einde van verlede jaar teruggekom het. Of hierdie jaar, die einde van, verlede jaar. Ons is nou in April, so die einde van verlede jaar moes hy teruggekom het. So as enige een van julle dalk belangstel, ons is op soek na 2 persone vir volgende jaar. Ons is gewoonlik op soek na 1 dame en 1 jong man. So as julle dalk geïnteresseerd is om 'n bietjie van die wêreld te gaan bekyk, maar ook om evangelisasie te gaan doen, nie ergens in Afrika of ergens in Borneo of ergens in Indië of iets nie, maar in 'n sekulêre konteks waar dit baie moeilik is, kan julle met my kom gesels enige tyd, met julle kontakbesonderhede gee en ons kan 'n bietjie gesels. Ons het spesifiek 1 dame nodig van Januarie volgende jaar. So as julle dalk belangstel en julle wil wegkom van ma en pa af, kom praat met my na die tyd. So ek het op laerskool rugby gespeel. En ek was op laerskool in 'n klein dorp, daar op die klein dorp in Polenshoop. Die laerskool se naam was Kragveld. Dis 'n goeie naam vir 'n laerskool, by the way. En ek onthou ons een wedstryd gespeel het teen 'n ander skool met die naam van Arnold, wat 'n ander kragstasie dorpie was, wat nie baie ver van ons af is nie. En hier het ons as standaard 5, ek was op standaard 5 op daardie tyd, wat is dit nou, graad 7, is dit? Graad 7. So ek was in graad 7, ek was in die eerste span gewees, ek was losskakel gewees, en ons het teen hierdie skool gaan rugby speel, laerskool Arnold. En toe ons daar aankom, en ons langs die ouens, wat gewoonlik op die laerskool moet jy so langs mekaar staan in 'n ry en opstaan op die veld. En toe ons so langs mekaar staan, en ons kyk na die ouens langs ons, toe lyk hulle soos reuse. En toe besef ons is in die moeilikheid. En hierdie span, hierdie laerskoolspan het ons heeltemal van die veld af gespeel. Hulle slotte was so hoog, hulle het die lynstaande gewen. Ons kon net niks reg kry nie. Hulle het 'n 3 geruk, daai tyd het 'n 3 nog 4 punte getel. Dis hoe lank terug dit was. En hulle was net bo ons gewees. En as ons probeer het om te hardloop met die bal, hulle het 'n groot ou gehad. Hy moes seker 'n slot gewees het, dink ek, maar hy het senter gespeel. En hy was vinnig. Dit het ons hele agterlyn gekos om hom te probeer tackle. Want anders het ons daai ou nie afgekry op die grond nie. En hier teen halftyd was ons moedeloos geweest. Ons gameplan het net nie gewerk nie. Iets was verkeerd. En ons kon nie eers met ons afrigter praat daaroor nie, want ons afrigter was die skeieregter vir daardie dag geweest. So hy mag nie met ons gepraat het nie. So daar sit ons daar in 'n harrel, ons eet ons lemoene, eendag daai stukkies lemoene wat hulle vir ons gee, en ons eet daai lemoene en ons sit daar en ons sê ouens, ons moet verander. Iets werk nie. Hierdie gameplan werk nie. En ons sit daar en ons besluit dat ons kaptein, wat 'n slot was op daardie stadium, op 8ste man gaan sit, want hy was baie vinnig. En hy was baie rats, so hy kon vinnig rondom die skram beweeg. Ons moet iets doen, ons is besig om te verloor, ouens. Hierdie ouens gaan die vloer vee met ons. En ons besluit toe dat ek die bal moet afskop. Elke keer as ons die bal in die agterlyn kry, moet ek die bal reg af in die keel van hulle heel agterskop. Julle weet wat rugby is nou, okay, Dit is Suid-Afrika, ek neem aan, ons weet. So dat jy skop die bal af en jy skop hom reg in die keel van daardie heel agter speler af, want hy kon nie 'n bal vang om sy lewe te red nie. Ek weet nie hoekom hulle hom heel agter gemaak het nie. So elke keer het hy die bal laat val, wat beteken hy die bal aangeslaan. En in daardie tyd as jy die bal aangeslaan het en jy het vinnig die bal doodgemaak, dan was dit 'n skram vir ons. En ons skram was sterk. So ons het ons gameplan verander. Maar elke keer as ek 'n bal gekry, dan skop ons daai bal oor daai hoë senter
Dit het gelyk soos hy paal het, soos hy sy hande op hom, maar ek het deur sy hande geskop, in die keel van daai heel agteraf, en ons was so Speedy Gonzales, wat daai op daai ouetjie toegesak het, hy het nie geweet wat kom nie, want hy so bang gewees, hy kon soms sien bewe, soos hy wag vir daai bal, en as hy bal deur sy hande geval het, dan het ons daai bal doodgemaak, ons het kramp gekry, en dan het ons bietjie verder gegaan. En elke keer as hulle gehardloop het, dan het ons seker gemaak, ons tackle daai senter van hulle. En ons het vrede gevoel wat met die lynstaande gebeur, maar want ons het 'n gameplan gehad, en toe druk ons 'n 3. En daardie middag, as gevolg van die feit dat ons gameplan verander het, het ons gelyk opgespeel. Dit het soos 'n wen gevoel, by the way. Nou wanneer ons na Gods woord gaan, wanneer ons die Bybel oopmaak, sien ons dat reg in die begin van Jesus se bediening, openbaar hy aan ons sy gameplan vir ons lewens. Dis daar, in die ope, sy gameplan vir ons lewens. So kom ons vat ons Bybels en ons maak dit oop by die boek van Matteus. Matteus hoofstuk 5. Ons gaan 'n paar minute hier in Matteus hoofstuk 5 spandeer. En ek sien dit op die skerm ook. So as julle nie vinnig genoeg daarby kom nie, kan julle dit maar van die skerm afsteel. Matteus hoofstuk 5 vanaf vers 1. En ek dink ek gaan na ek dink dis die ou vertaling wat ek hier het. Dit klink oud, so ons gaan maar vir die ou vertaling. Matteus hoofstuk 5 vanaf vers 1, dit sê die volgende. En toe hy die skare sien, dis Jesus, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê. Nou hier is 'n interessante ding. Dat Matteus se beskrywe van wat volgende gebeur, Matteus het die neiging om gou by die punt te kom, want hy wil hê jy moet by die punt kom. Dis Matteus se neiging. Lukas aan die ander kant het daarvan gehou om die prentjie in te kleer en vir jou die agtergrond te gee, sodat ons kan verstaan wat gaan aan. So hou julle vingers hier by Matteus, ons gaan terugkom, maar kom ons kyk hoe beskryf Lukas hier dieselfde punt. Lukas hoofstuk 6, en ek lees vir julle vanaf vers 17. So as julle soontoe wil blaai, gaan soontoe. Dit sê die volgende daar in Lukas hoofstuk 6 vanaf vers 17. Dit is dieselfde, hy beskryf dieselfde oomblik as Matteus, maar kyk hoeveel konteks gee Lukas vir ons, kyk hoeveel beskryf hy dit, hoeveel detail daar is. Hy sê vir ons, en hy, dit is Jesus, het met hulle, nou wie's hulle? Dis die apostels. Nou wat is die verskil tussen die apostels en die disippels? Wel, daar was baie disippels wat Jesus gevolg het. Op een stadium lees ons in die Bybel, dat daar oor 70 disippels wat Jesus gevolg het. En Jesus het uit hierdie 70 of meer disippels 12 apostels gekies. So die 12 disippels waarvan ons gewoonlik praat, dis die 12 apostels. So Jesus kom van die berg af met die 12, met ander woorde, Jesus het al reeds die 12 uit hierdie groep van 70 gaan kies, en nou kom hy met hulle van die berg af, en daar is nog van die ander disippels daar, en daar is 'n groot menigte, dit sê vir ons, daar was 'n skare van sy disippels, en 'n groot menigte van die volk, van die hele Judea en Jerusalem, het die kuststreek van Tyrus en Sidon af, wat gekom het om hom te hoor, en van hulle kwale genees te word. En die wat gekwel was deur onreine geeste is ook genees, en die hele skare het probeer om hom aan te raak, omdat krag van hom uitgegaan het, en hy het almal gesond gemaak. So dieselfde verhaal, dis dieselfde oomblik wat Lukas beskryf, as wat Matteus beskryf het. Nou kom ons gaan terug na Matteus hoofstuk 5 toe. So hier is Jesus, hy kom van hierdie berg af, hy het nou sopas sy 12 apostels gekies, uit hierdie groep van disippels. En as ons nie versigtig is nie, gaan ons 'n baie belangrike punt hier mis. En miskien kan ek 'n illustrasie gebruik om dit te probeer illustreer. Dit het nie reg geklink nie. Kom ons gaan daarmee. Ek het 2 vriende, 'n man en 'n vrou, wat 'n paar jaar terug nie kinders kon gehad het nie. Hulle het gesukkel om kinders te hê. En hulle het toe op een stadium gekom waar hulle besluit het dat hulle gaan 'n dogtertjie aanneem. En ek onthou hoe hulle vir ons kom vertel het, en vir ons gesê dat hulle 'n dogtertjie gaan aanneem, en my reaksie was, 'n regte ene? Maar wat anderste, huh? Ek was verbaas. Is julle seker, is dit wat julle wil doen? Ja, dis wat ons wil doen, en ons weet wie dit is. Wat bedoel julle weet wie dit is? Ons het hierdie dogtertjie gesien, hierdie klein babietjie, 8 maande oue babietjie, en ek gaan nie vir julle sê waar dit is nie, maar ons het daar gesien by die kinderhuis, en ons het gaan sien hoe lyk hulle, die papierwerk is besig om te doen, en hulle was gereed om hierdie babietjie aan te neem. Hierdie dogtertjie, kom ons noem die dogtertjie Adel. Nou hier's die punt, daar's baie vergelykings wat ons kan maak met hierdie verhaal en wat Jesus besig is om hier te doen, maar kom ons maak net een vergelyking, en dis die konsep van aanneming. Kom ons veronderstel, hier is Adel, sy's 8 maande oud. Nou daar is niks wat Adel gedoen het om my vriende te kry om haar te probeer aanneem nie.
Dis net onmoontlik. Sy kon nie na hulle toe gaan en vir hulle gesê het, hoorie, wil julle nie bietjie na my kinderhuis toe kom en kom kyk waar ek bly sodat julle kan sien en wat die toestand ek is sodat julle dalk my kan aanneem nie. Dit was net onmoontlik vir haar om dit te doen. En so teen die tyd dat die papierwerk geteken het sy niks gedoen nie. My vriende het alles gedoen. Teen die tyd dat hulle haar daar in die hande van my vriende gesit het vir die eerste keer sodat sy hulle dogtertjie geword het, was sy nie bewus van die feit dat hulle alles gedoen het om haar hulle dogtertjie te maak nie. Met ander woorde, sy het nie my vriende agterna gesit nie, dit is my vriende wat haar agterna gesit het. En dis die selfde beginsel hierso. Dis nie die apostels wat Jesus Christus agterna gesit het nie, maar dis Jesus wat die apostels agterna gesit het. En dit is interessant wanneer ons na die apostels kyk en wie hulle is. Jesus het hulle nie agterna gesit as gevolg van wie hulle is nie. Hierdie ouens was van 'n laer sosiale klas. Amper sê ek hulle kom van die platteland af, maar ons is nie sosiaal laer klas daar nie. Maar hierdie ouens, hulle het 'n Joodse bevooroordeling gehad, hulle het 'n tipe van 'n denkwyse gehad wat beteken het dat hulle maklik ander sou wou doodmaak. Julle onthou vir Jakobus en Johannes wat vuur van die hemel af wou bring op die Samaritane. Hierdie ouens het baie van hulle self gedink wanneer hulle nie onder mekaar was nie, was hulle trots, het hulle met mekaar gekompeteer. Ellen White sê vir ons dat wanneer een van hulle geval het die ander in die geheim goed gevoel daaroor. Maar Jesus in sy genade en in sy liefde besluit om hulle agterna te sit. So hy sit hulle nie agterna vir dit wat hulle na die verhouding kan bring nie. Hy sit hulle agterna omdat hy hulle agterna sit. Inteendeel, Efesiërs sê vir ons dat Jesus dit gedoen het nog voordat ons eers 'n gedagte in ons ouers se oë was. Luister wat dit vir ons sê in Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 3 tot 5. Dit sê: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig sonder gebrek voor hom in liefde te wees deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Met ander woorde, nog voordat Christus die son gemaak het, nog voordat hy die sterre in die lug gesit het, nog voordat hy die berge opgebring het, nog voordat die riviere daardeur begin vloei het Jesus alreeds sy aangesig tot jou toe gedraai, tot jou toe en my. Het hy jou alreeds agterna gesit. Wat beteken? Hy was hier vanmiddag voor ons. Want hy soek jou. En hy soek my. Daar's niks wat ons kan doen om te keer dat hy ons nie sal lief hê nie. En so hier is Jesus besig met hierdie 12 apostels. Hy kies hulle. Hy sit hulle agterna. Daar's niks wat hulle na die tafel toe kom bring nie. Hy kies hulle ten spyte van wie hulle is. En hy bring hulle hier by mekaar en hy sit daar voor hierdie skare en nou besluit hy dit is tyd vir hierdie apostels en hierdie ander disippels waar daar sit en hierdie groot skare om te verstaan wat hy wil hê hulle in die lewe moet doen. Wat is die gameplan wat hy vir hulle het? So kom ons stel dit nou op vanaf vers 3 daar in Matteus hoofstuk 5 en ons lees gou deur en hier gaan ek in die nuwe vertaling in. Dit sê die volgende: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Nou as ons Jesus se woorde kan opsom, as ons hierdie waardes van 'n Christelike lewe kan opsom in 4 sinne, kan ons die volgende sê. Eerstens, wat dit beteken om 'n disipel te wees, is om te lewe met 'n radikale oorgawe tot die verheffing van Jesus Christus. Tweedens, om te lewe met 'n vreugdevolle afhanklikheid. Om derdens te lewe met 'n getroue afhanklikheid. En vierdens, om te lewe met 'n dringende gehoorsaamheid tot God se missie. Dis wat dit beteken, dis tot 'n mate wat Jesus hier sê. Dis wat Jesus se opsomming is van wat dit beteken om bekeerd te wees. So die dag wanneer ons besluit dat ons onsself bekeer het, dat ons behoort aan Jesus, ons het Jesus aangeneem as ons verlosser,
Dis wat dit beteken. Dit beteken om 'n 180 grade draai te maak. Dit beteken eendag loop ek hierdie kant toe en ek bely myself, ek besef dat ek is afhanklik van Jesus Christus. Ek draai 180 grade om, maar ek loop nie hierdie kant toe nie. Ek hardloop hierdie kant toe want dit is 'n hele transformasie. Dis 'n hele transformasie van die lewe. Dit transformeer alles. Skielik begin ek anders te dink, skielik begin ek anders te glo, skielik begin ek anders te leef, skielik begin ek anders lief te hê. Dis anders. So die vraag is, as ek myself aan Jesus oorgegee het en as ek besef dat ek totaal afhanklik is van Christus, maar my lewe is nog dieselfde as wat dit was, is dit regtige oorgawe. En dan wat Jesus doen, is hy vat hierdie toepassings en hy pas dit toe deur 6 voorbeelde te gebruik vir die eerste eeuse Joodse skare. En in die 6ste toepassing dink ek kom hy by sy formule vir ons lewensplan. Sy lewensplan vir ons. So kom ons kyk na hierdie 6ste formule. Kom ons gaan na vers 43 toe. En kom ons kyk hoe Jesus hierdie 6ste toepassing beskryf. En wat se formule ons hier kan vind vir die tipe lewe wat Christus wil hê ons elkeen moet lewe. Hy sê die volgende vanaf vers 43. Hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en vervolg. Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. So voor ons verder gaan, is dit belangrik vir ons te probeer onthou of te verstaan wat Jesus vir ons wel beloof het. Toe Jesus Christus vir ons gevra het om hom te volg en ons het gesê ja, dis wat ons wil doen, het hy nie 'n lekker gemaklike lewe beloof nie. Hy het nie. En tog, as ons eerlik is met onsself, is dit wat ons almal najag. Ek sluit myself in. Want dis wanneer die lewe nie gemaklik is nie, dat ons vir God sê, hey, kom aan man, wat gaan aan? Maar God het nêrens vir ons beloof dat om te groei en om te verander en om nader aan hom te kom en om hom beter te verstaan, gaan gebeur tydens tye van gemaklikheid nie. Om die waarheid te sê, wanneer ons na die Christelike beweging kyk, sien ons dat dit altyd gebeur het tydens tye van moeilikheid, tydens tye van vervolging. En dan kom Jesus hier en hy gee vir ons hierdie plan, hierdie game plan. Dis soos 'n puzzle. Ek weet nie wie van julle hou van puzzles nie. Wie van julle hou van puzzles? Enige iemand hou van puzzles? Nee, is dit te boring? Is dit Nee, ek hou van puzzles man. Okay, ek hou van puzzles. En ek hou veral daarvan om die laaste puzzle in te sit. Want dan kry jy al die glorie. En het julle al opgelet dat 'n puzzle is mooi en 'n puzzle is goed en hy lyk fantasties, maar as daai laaste puzzle nie in is nie, dan is die puzzle nie volledig nie, hy's nie klaar nie, hy's nie so mooi soos wat hy kan wees nie. En so nou en dan wat gebeur in ons huis, toe ek nog jonger was, ek doen dit nou ook, ek doen dit nou ook, dit is nie goed nie, maar ek steek daai laaste puzzle in my sak, dan loop ek rond, en dan sien jy die hele familie man, hulle is hier oor die tafel man, waar is hy? Ek kan nie glo ons het 'n puzzle gekoop wat een stuk missing het. Ja, nee. En dan gaan hulle dan hulle laaste soek. Ek het die puzzle gevind, ek het dit gekry. Dan sit ek hom in en dan. Ek doen dit nou nog so. Ja. En dis wat Jesus hier doen. Hier nou sit hy daar die laaste stukkie puzzle in. So kom ons ontleed dit nou. Kom ons gaan terug na vers 43 toe, wat hier in vers 43 sê Jesus vir sy disippels, hy sê vir sy apostels, hy sê vir die skare, dat die wyse waarop julle hierdie liefde uitgeleef het in die verlede, is verkeerd gewees. Daar was 'n bevel gewees in die Ou Testament, dat julle naaste moet lief hê, maar julle het dit verkeerd uitgeleef. So Jesus sê vir hulle daar in vers 43, julle het gehoor, dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, met ander woorde, Jesus sê vir hulle, dis wat julle geleer was, maar ek sê vir julle, met ander woorde, wat ek nou gaan vir julle sê is anders. Dis nie dieselfde nie.
Ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Nou ons weet dat Jesus nie hier praat van ons broers en ons susters nie. Ons weet dat hierdie konsep van liefde is anderste, want toe daar in Lukas hoofstuk 10, daar die persoon na Jesus toe gekom het en vir hom gesê het, wie my naaste is, het Jesus vir hom die verhaal van die goeie Samaritaan vertel, die gelykenis van die goeie Samaritaan. En daardie goeie Samaritaan het daar afgekom op 'n Jood wie sy grootste vyand veronderstel is om te wees, en hy het daardie Jood gehelp en hy het hom daar na die herberg toe gevat en hy het na hom gekyk om seker te maak die Samaritane en die Jode het mekaar gehaat. Hulle was nie broers en susters nie. En so, met ander woorde, Jesus kom hier en hy sê nie vir sy gehoor, luister, ek het 2 bevele vir julle nie. Die een is dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself, en die tweede een is dat jy jou vyande moet lief hê. En Jesus sê nee, ek het 1 bevel. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, selfs as hy of sy jou vyand is. Is julle nog met my? Dit is hier waar dit moeilik raak. Want Jesus se konsep van vyand is baie breed. Ek praat eendag met iemand by my kerk. Hy sê vir my, ek het nie vyande nie. Ek sê, jy seker? Daar's niemand wat jou irriteer nie? Nee, daar is so 1 of 2 ouens wat my irriteer. Nie vyande nie. Let op dat Jesus nou in die volgende verse vir ons 'n wye spektrum van die konsep van vyand beskryf. Aan die een kant van spektrum is dit die wat vervolg word, en aan die ander kant van die spektrum is dit die wat ons net irriteer. Wat ons misverstaan, daardie frustrasies. Wat beteken ons kan in die gesig klap? Daardie tipe frustrasies. Of misverstande. Of oortredings wat ons seermaak. Dis Jesus se konsep. So daar sien ons eerstens in vers 44 dat Jesus vir ons sê dat hy verstaan vyande as hulle wat ons probeer seermaak, hulle wat ons probeer vervolg. En ons verstaan wanneer Jesus hier praat van vervolging, weet ons dat dit Jesus wat vervolg was, dis hoekom die kruis geëindig het. Ons weet dat die vroeë Christene vervolg was. Ons weet dat vandag selfs waar ons ook al gaan in die wêreld, word Christene vervolg. So Jesus praat hier van daardie mense wat hulle lewe opgee vir Jesus Christus deur vervolging. En so Jesus sê dat ons moet daardie mense wat hulle vervolg, daardie mense wat ons lewens neem, ons moet hulle lief hê. Jy meen daai ouens wat ons geliefdes doodmaak, ons moet hulle lief hê? Jy moet so lief hê dat jy so anders is van binnekant dat dit moontlik is. En dan sê hy ook vir ons in vers 45, praat hy daarvan die ouens wat net nie eenvoudig na ons wil luister nie. Soos ons kinders so nou en dan. Of ons vriende. Die ouens wat ons frustreer. Die ouens wat ons irriteer. En dan sê hy ook vir ons derdens, hy sê, daar in vers 46 en 47, ons vyande is ook hulle wat ons net nie lief het nie, die wat net nie ons broers of ons susters is nie. Met ander woorde, die punt wat Jesus maak, dat as ek net die mense lief het wat my lief het, dan het ons nie lief soos Jesus ons beveel om lief te hê nie. Bendes het lief, babas kan lief hê op daai manier, maar dis nie wat Jesus van ons vra nie. Met ander woorde, Jesus sê vir ons, ek wil hê julle moet kan lief hê op so 'n manier, dat selfs al word julle vervolg, selfs al word julle geïrriteer, selfs al word julle seer gemaak, selfs al word julle verneder, selfs al word julle bespot, selfs al voel julle so laag soos wat julle kan kom, ek wil hê julle moet lief hê ten spyte van dit alles. Okay, so hoe doen ons dit? As jy dit van ons vra, Jesus, as jy dit van ons verwag, hoe doen ons dit? En hy sê vir ons hoe ons dit doen. Hy sê vir ons, in vers 47, dat verliefde vir hom is so eenvoudig soos om ander te groet. Rarig? So eenvoudig soos om ander te groet? Jy praat van vervolging, hoe pas groet daarin? Wel, kom ons dink net daaraan. Ons almal word nie op hierdie oomblik vervolg nie, word ons?
Maar ons almal het 'n paar ouens wat ons nie in gesig wil staar en wil sê, hallo, hoe gaan dit nie? Van ons, en baie van ons, wil nie eers in dieselfde spasie van sommige mense wees nie, wat nog van om hulle te groet. En so Jesus sê om te kan lief hê, soos ek begin eers, dit moet eers begin, en dit is so eenvoudig soms soos om iemand te groet wat jy nie wil groet nie. Rarig, so eenvoudig? OK, kom ons wees 'n bietjie eerlik met mekaar. Hoe maklik is dit om iemand te groet wat jy nie van hou nie? Is nie maklik nie. Om iemand lief te hê is so eenvoudig om te probeer om hulle te groet. Tweedens sê Jesus vir ons, om iemand te lief te hê is so eenvoudig soos om iets goeds vir hulle te doen, om weldade vir hulle te doen. Met ander woorde, om iets te doen wat hulle las daar verlig. Met ander woorde, Jesus, jy vra dat die ouens wat my seer gemaak het, die ouens wat iets gedoen het aan my, wat ek nie van hou nie, jy wil hê dat ek moet hê dat dit goed gaan met hulle, en ek moet goed doen, sodat dit sal goed gaan met hulle, en ek moet goed doen wat hulle las sal verlig. Dis liefde. Maar daai twee kan ons nogal doen, sonder om rarig vir die persone om te gee. Jy kan tog tot 'n mate iemand groet, en dit fake, kan jy nie? Ag, dit gaan goed, jy skelm, ek kan jou sommer slaan, man, van een kant af. Jy kan iets goed doen vir iemand, sonder dat hulle rarig weet wat jou binne motivering is. Ek doen dit net omdat ander mense kan sien, as dit net ek en jy was, het ek dit nie gedoen nie. Maar dan sê Jesus, hy sê vir ons, om mense te kan lief hê, beteken jy moet vir hulle bid. OK, wag 'n bietjie. Ek's baie lief vir my vrou, ek sê dit sommer vooraf, sodat wat ek ook al nou gaan sê nie verkeerd verstaan sal word nie. En wil julle die kameras afsit? Nee. So 'n paar jaar gelede het ek en my vrou besluit, ons gaan vir marriage counselling gaan. Nie omdat ons 'n probleem gehad het in ons huwelik nie, maar een van ons vriende, hulle was die direkteur van familiebediening by die konferensie, en hulle het 'n marriage counselling naweek gehad, en ons het toe besluit, ons gaan hulle ondersteun, ons gaan so toe gaan. En toe ons daar was vir die naweek, toe was een van die uitdagings wat hulle die paartjies uitgedaag het mee, was om vir 40 dae saam en vir mekaar te bid. Wel, besluit ons, kom aan, ons probeer dit. Dit kan ons seker nie moeilik wees nie. Om vir 40 dae lank, 40 dae by the way. Dis soms moeilik vir mans om 2 dae op dieselfde gelyke tyd met vrouens te kan praat, maar om vir 40 dae saam te kan bid, dit is 'n regte uitdaging. En so die eerste aand, die eerste dag, okay, nou hoe gaan dit nou werk? En ek kan vir julle sê, dit is nogal baie ongemaklik, dit is nogal baie moeilik. As julle paartjies is, probeer dit, okay? Ek kan sien daar's 'n paar van julle wat hande vashou. Probeer dit, okay? En so ek kon onthou die eerste aand sit ons daar, okay, wat doen ons? En ons besluit, okay, ons gaan mekaar se hande vashou. En dis nogal weird, want hy sit hier voor my en ons kyk na mekaar en ons kyk, waarvoor gaan ons nou bid? Ons bid maar vir enigiets, man. Ons bid. En dit is regtig, dit het 'n eienaardige gevoel, dit het snaaks gevoel. En die volgende dag het ons dit weer probeer. En na die eerste 2-3 dae het ons nie eens geweet nie. Ek dink ons het 1 of 2 dae geskiep, maar moet dit nie vir die ouens vertel nie. Ons het 1 of 2 dae geskiep en dit het net nie regtig gevoel nie, maar ek sê vir julle, hier by die tweede, die derde week, hier by dag 20, hier by dag 21, het sy daar gesit. Ons het uiteindelik uitgevind, die beste tyd vir ons is om saam op dieselfde tyd bed toe te gaan, en terwyl ons in die bed lê, dan bid ons saam. Totdat ons begin huil het. Toe besluit ons maar uit die bed uitklim, anders slaap ons in 'n nat bed. So hier by dag 20 het ons regtig vir mekaar begin bid. Nou kom ek sê vir julle, die mees intiemste ding wat paartjies kan doen, okay, is julle nog met my? En julle almal dink, ons weet waartoe hy gaan. Die mees intiemste ding wat paartjies kan doen, is nie seks nie. Is om saam te probeer bid. Nie net saam te probeer bid nie, maar om saam vir mekaar te bid. Want julle sien, wanneer twee by mekaar kom, en hulle is hulle is daar in mekaar se spasie,
En hulle begin om vir mekaar te bid. Wat bid doen is om 'n veilige spasie te skep. Want wanneer jy bid, saam bid, word jy kwesbaar. En is jy op jou mees kwesbaarste oomblik. En wanneer jy saam bid, vind daar iets plaas, dis hoe God ons geskape het, glo ek, en daar word spasie geskep waar daar 'n veilige kwesbaarheid kan plaasvind, word daar 'n spasie geskep waar ek myself kan wees en sy haarself kan wees en ons eerlik met mekaar kan wees en ons veilige spasie kan skep waar sy haarself kan uitdruk en ek myself kan uitdruk en in daardie oomblik kom ons nader aan mekaar en ons kom ook nader aan God. En so die mees intenste vorm van liefde in enige verhouding is om te bid. En Jesus sê, bid vir jou vyand. Julle sien, ek kan maak asof ek van iemand hou deur hulle te groet. Ek kan maak daarvan om van iemand te hou of hulle lief te hê deur vir hulle iets goed te doen. Maar wanneer ek op my knieë moet gaan, of wanneer ek my oë wil toemaak, en ek moet vir daardie persoon bid, daar is 'n God wat elke hoek en spasie van my hart ken, en ek kan nie wegsteek hoe ek daaroor voel nie. So 'n paar jaar terug, so 2 jaar terug, het daar iets gebeur in my gemeente waar ek is. Dit was iets ernstigs, dit was iets baie ernstigs, met die gevolg dat ons een van hierdie lidmate moes vra om op te hou na ons kerk toe kom. So 'n paar maande terug roep die konferensiepresident my in en hy sê hulle het hierdie klagte van hierdie lidmaat wat ons nou verban het van die kerk. Sê ons het hom nie verban nie, ons het hom net gevra om op te hou kerk te kom. Na hierdie kerk toe, hy kon na enige ander kerk toe kom, hy kan nie hier toe kom nie as gevolg van die situasie. En ons het dit beskryf. Maar hierdie persoon was verbitterd. En op een of ander manier het ek hom seer gemaak en hy was verbitterd teenoor my gewees. Maar wat hy begin doen het was om my naam te besmeer voor mense en voor komitees. En toe die konferensie dit ondersoek, want daar's 'n klagte nou gemaak teen my, hulle moes dit nou ondersoek. En voor jy weet, weer die hele uitvoerende komitee van die konferensie, en as jy uitvoerende komitee weet, weer baie van ons lidmate ook, so, en hulle het besluit dat daar is geen geldige rede vir hom om hierdie klagte te doen nie, hy het nie daarvan gehou nie, en hy het geskryf na die Unie toe. En toe die Unie gesê, daar is geen klagte nie daarvan gehou nie, en hy het geskryf na die divisiekantore toe. En toe die divisiekantore gesê, daar is geen klagte nie, toe geskryf vir president Wilson, en toe stuur hulle dit terug na die divisiekantore toe, word ek ingeroep na die divisiekantore toe, en toe lê die hele storie daar. En ek het gewonder, wat doen ek? Wat doen ek? Groet gaan nie help nie. Hy wil nie met my praat nie. Weldade gaan nie help nie. Hy wil nie met my praat nie. En een aand sit ek daar en my jongste, ons dogtertjies, ons bid saam met hulle. Een is 12, sy is nie 'n dogtertjie nie meer, sy is dogter. En die een is 8, so sy is 'n dogtertjie. En ons bid saam met hulle in die aande. En wanneer ek die geleentheid het, as ek by die huis is in die aande, dan bid ek saam met hulle as hulle bed toe gaan. En ek is daar op my knieë en sy is daar op haar knieë en sy is besig om haar gebed daar te bid en sy bid oor allerlei goeters en die fairies en allerlei goed. Sy bid, sy geniet haar gebede. En terwyl sy bid, gaan my gedagtes en iets sê vir my, bid vir hierdie persoon. Wat? Kyk, as dan iets wat ek gaan nie doen nie, is om vir hierdie ou te bid. Bid vir die persoon, sê die stemmetjie. Bid vir die persoon. En hier is ek in my gedagtes, terwyl my meisiekind bid, en ek het 'n gesprek met die Here. Ek kan dit nie doen nie. Jy weet hoe ek voel hieroor. Jy verstaan wat hierdie persoon gedoen het aan my, en jy weet hoe ver dit al gegaan het. En jy wil hê ek moet vir hierdie persoon bid. En ek besluit, alright, hierdie stem gaan nie weggaan nie. Ek gaan bid vir hierdie persoon. So nou bid ek. My meisie weet nou nie waaroor ek bid nie, maar ek bid, Here, ek het nie die krag om hierdie persoon te vergewe nie. Asseblief, gee my die krag om die persoon te vergewe. Maar gee my nie net die krag om hierdie persoon te vergewe nie. Hierdie persoon is siek. Hierdie persoon het kanker. Asseblief, as dit moontlik is, genees hom. Laat sy lewe beter word. Laat hy geestelik beter voel. Laat hy fisies beter wees. Laat sy gesondheid goed is. Laat hy voel asof die las in sy lewe verlig is.
en ek het die gebed klaar gebid, en die volgende aand het ek die gebed weer gebid. En die volgende aand het ek die gebed weer gebid. 3 dae later kry ek 'n brief in die pos van hierdie persoon af, om vir my te sê, hy het die klagte laat val. Opgegee. Hy vergewe my vir wat ek teenoor hom gedoen het. Nou ek kan vir julle waarborg, ek is nie perfek nie. Praat met my vrou, sy sal dit getuig. Ek is nie eers 'n goeie Christen soms nie. Maar ek kan vir julle sê, dat wanneer Christus sê vir ons moet vir ons vyande bid, verwag Christus van ons, dat ons vir hulle die beste moet wens, wat Christus vir hulle kan gee. Dis wat dit beteken, om lief te hê. Dis wat dit beteken, om Jesus te verhoog.